van Dawid. Die Here is my herder. Ek ly nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus. Na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Ek nou net uit die 2020 vertaling uitgelees. Die nuutste Afrikaanse vertaling en die grootste opdatering sedert 1983. Inteendeel is hierdie die eerste Afrikaanse vertaling wat direk vertaal is sedert 1953. Toe hulle hierdie vertaling gemaak het, het hulle gefokus nie net om direk uit die Grieks en Hebreëus uit te vertaal nie, maar om maklike, leesbare Afrikaans te gebruik. Anders as die ander vertalings wat ons vanaand gaan sien, gaan julle sien, hierdie vertaling het dit opgebreek in kleiner sinne om te lyk soos die Hebreëus. Die Hebreëus is in sulke kort sinne geskryf. Maar daar is ook 'n ander vertaling wat ek vanaand wil lees. Die Boodskap vertaling. En die Boodskap vertaling sê die volgende. Volgende slide asseblief. As hy. Die Here sorg vir my, soos 'n herder, wat sy skape oppas. Ek het niks meer nodig nie. Hy gee vir my die heel beste van alles, kos, veiligheid, vrede. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. Hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. Soos 'n goeie gids lei hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is. Nou, ek weet die boodskap is nie streng gesproke 'n vertaling nie. Dit is wat ons noem 'n parafrase. Dit is geskryf om die Bybel te laat voel soos 'n gesprek. 'n Vriend wat nie net verduidelik nie, maar eintlik in geselskaptaal met jou praat. Dit maak dit maklik verstaanbaar. Dit beklemtoon die hartstaal van wat die Here vir ons wil sê. En dis eintlik bedoel vir mense wat nie die kerkwoorde so goed ken nie. Dis bedoel vir mense wat nuut is en tog God se hart wil verstaan en nie uitmis op dit wat die Here vir hulle wil sê nie. En dit was in 2014 vertaal. Ek lees 'n bietjie meer 'n bekende vertaling. Die 53 of eintlik die 33 wat net 'n bietjie aangewerk is vir die 53. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Hierdie was die eerste Afrikaanse vertaling wat direk uit Grieks en Hebreëus vertaal is. En voor dit het Afrikaanse gelowiges die Nederlandse Bybel gebruik. En hierdie vertaling was vir dekades die enigste geloof, kan ek sê, taal vir Afrikaans. Dit is eintlik interessant hoe baie digters betrokke was in hierdie 33-53 vertaling. Ek weet nie of julle al gehoor het van die digter Tosius nie. Tosius het 'n groot rol gespeel in die bewoording van hierdie
vertaling. Dit is poëties, dis formeel, die lewe wat hierdie veroorsaak het vir die Afrikaner is eintlik baie groot. Voor hierdie vertaling was Afrikaans nie gesien as 'n tersiêre taal nie. In ander woorde, jy kon nie 'n graad kry in hierdie taal nie. Jy kon net tot op hoërskool gaan in Afrikaans. Maar daar's baie ander vertalings. Gaan saam met my terug in tyd en sien waar elke vertaling eintlik vandaan kom. Waar kom ons verstand van die Bybel vandaan? Verskoon my uitspraak. Psalmen, ek weet nie om 23 te sê nie. In Psalm Davids, die Here is myn herder, my sal niets ontbreken. Hy doet my nederliggen in grassige weiden. Hy voert my sagtens aan zeer stille wateren. Hy verkwikt myne siel. Hy leid my in het spoor der geregtigheid om sy naamswil. Hierdie vertaling kan ons min of meer verstaan. Dit kom uit 1637. Dit was die vertaling wat Jan van Riebeeck Kaap toe gebring het. En hierdie was die vertaling wat hy gelees het toe hy die Kaap kolonie begin het. Daar was 'n opdrag gegee in die synode van Dort in die Nederduits gereformeerde kerk om 'n moedertaal vertaling van die Bybel te hê in jou huistaal. Ons noem dit die Statenvertaling van Nederlands. Dit het 'n standaard geword vir alle protestante, nie net in Nederland nie, maar in Suid-Afrika. Hierdie vertaling was wat die Afrikaner gehad het tot en met 1933. En die Here het met ons gepraat. Die Here het met sy grote vertaling met ons gepraat. Baie Afrikaanse Bybelterme bestaan eintlik nie in Afrikaans nie, ons het die Nederlandse woorde geleen om hierdie vertaling sin te laat maak. Maar waar kom hierdie vertaling vandaan? Waar kom hierdie Statenvertaling vandaan? Kom ek lees vir julle 'n ander vertaling. 'n Vertaling wat meeste van julle al goed ken, en as ons dink aan ou Engels, dan dink ons aan die King James Version van die Bybel. Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures, he leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul, he leadeth me in the paths of righteousness, for his name's sake. Die Statenvertaling was gemaak juis omdat die Nederlanders iets soos die Engelse Bybel wou gehad het. Daai vertaling wat ek nou net gelees het, kom uit 1611 uit. En tog is dit nog steeds die Bybel wat die meeste verkoop. Meer as 1 miljard King James Version Bybels is al verkoop. Dit is ook die boek op aarde wat die meeste gesteel word. Interessant genoeg. Dit bevat 788.000 woorde. Maar meer as 12.000 van daardie woorde moes opgemaak geword het in Engels. In ander woorde, Engels was nog nie groot genoeg om al hierdie Bybelse kennis oor te dra nie, so hulle moes woorde opmaak. Ouens soos Shakespeare was betrokke in hierdie vertaling. En dan begin ons by 'n ander vertaling, in 'n taal wat baie min van ons ken, waar selfs hierdie Bybel vandaan kom. In 'n klein dorpie in Duitsland het 'n man vir jare homself as kluisenaar toegesluit
totdat hy hierdie vertaling kon klaarmaak, en daar staan, ein Psalm Davids, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Ons kan die woord straße daar uitken. Hierdie is Martin Luther se vertaling uit 1545. Hoekom hierdie 'n belangrike vertaling van die Bybel is Martin Luther was die eerste man in meer as 1000 jaar wat die Bybel vertaal het uit Grieks en Hebreëus. Hy het voor dit het die Katolieke Kerk gemaak dat net die priesters wat Latyns kon verstaan, die Bybel kon lees. Jy moes die Bybel net in Latyns gelees het. Maar Martin Luther het geglo dat elke mens op aarde in sy huistaal die Bybel moet hê, die Bybel moet ken. Hierdie was 500 jaar terug. Meer as. Waar ons 'n Bybel het in ons taal. Maar van wat het Luther af gewerk? Luther het gewerk met 'n ander taal. Hierdie keer nie die Latyns nie. Hy het gewerk uit 'n ou Griekse teks. Ek gaan net die eerste vers lees, moet my nie oorskat nie. Psalmos to Dawid, tes mia sabaton, to curio, hege kai to pleroma otes, he ukumene kai pantes hoi katoi kuntes en haute. Die eerste vertaling van die Bybel is nie in Hebreëus nie. Dit was alles saamgestel in wat ons noem die Septuagint. 200 jaar voor Christus in Grieks. Ek weet nie of julle al gehoor het van Alexander die Grote nie. Hy het 'n stad in Egipte begin en na sy dood was die Jode onder die bevel van 'n man wat in daardie stad geleef het. Die stad se naam is Alexandrië. En in daardie stad het die farao, eintlik 'n Griekse man, die oeroupa grootjie van Kleopatra, het toe vir 70 Jode betaal om 'n vertaling te maak. Dis waar die woord Septuagint vandaan kom. Dit beteken die 70. En hulle het saamgewerk om die Griekse Ou Testament bymekaar te stel. Snaaks genoeg is dit hierdie Bybel, nie die Hebreëse Bybel nie, wat Jesus die meeste aanhaal. Wanneer Jesus 'n vers uit die Ou Testament aanhaal, doen hy dit uit hierdie Griekse Ou Testament uit. Wanneer Paulus skryf, dan skryf hy hoofsaaklik uit die Griekse Ou Testament uit. Hierdie was die Bybel wat die mense gehaat het in die toe die Nuwe Testament geskryf is. Maar ek kan nie hier stop nie. Ek wil een vers lees uit die taal waar dit oral begin het. En daar staan, eenvoudig, soos wat dit daar voor julle is, Mismor le David, Adonai roi lo echsar. 'n lied van Dawid. Die Here, as ek dit direk vertaal, sê dit so, die Here my herder, niks ek nodig. So eenvoudig soos dit. Hebreëus hierso is so beeldryk, ek kan vir ure stil staan by elke een van hierdie pragtige woorde, en elke een beteken iets heeltemal niets, en iets heeltemal onbekend vir ons. Maar ek wil vir julle iets leer vanaand, deur al hierdie vertalings. Daar was meer as 300 vertalers tussen die Bybel wat ek nou gelees het.
Daar was 3000 jaar vandat daai woorde geskryf is, tot die 2020 vertaling wat ons het, vertaal is. En tussen daai 3000 jaar moes die Afrikaanse Bybel gaan deur 7 verskillende tale. Daar was nog niemand Afrikaans toe die Bybel geskryf is nie. Daar was niemand Engels of Duits of Nederlands toe die Bybel geskryf is nie. Daar was nog nie eers die Romeine of Latyns nie. 1000 jaar voor Christus was Rome nog nie 'n stad nie. En wat het al hierdie verskillende vertalings wat ek vanaand gelees het in gemeen? Hulle is die woord van die Here. Elke vertaling kan deur mense wat foute maak en vertalers wat nie perfek is nie, en deur jare van pyn en oorlog nog steeds die woord van die Here dra. Want, laat ek dit so sê, God praat met jou, en wat ook al Bybel jy vashou, God praat met jou, en wanneer God praat, dan buig taal voor hom neer. Ons is ander as die ander gelowe wat glo, jy mag nie hulle boek vertaal nie. Daarso is gelowe soos onder die moslims wat glo die Koran mag nie vertaal word nie, ons moet dit so hou. Ons glo nie dit nie. Ons glo ons kan dit vertaal. Want God se woord is groter as my vermoë om foute te maak in vertaling. Dis hoekom ek sê, die Bybel hoef nie perfek te wees nie, maar die woord van die Here is perfek. Want die woord van die Here is groter as die vertaling wat jy vashou. Die woord van die Here is lewendig. Die woord van die Here praat met elke een van ons. Die woord van die Here is 'n onuitputbare bron van lewe. Antieke man Sint Ephrem van die dorp Edessa in die jaar 300 jaar na Christus het gesê die woord van die Here is soos 'n oase in die woestyn. Jy kan een vers die res van jou lewe opswat. In al die tale onder die son. Jy kan elke Bybel op aarde gaan soek, wat staan daar in daai een vers, en jy gaan nie die water kan opdrink nie. Die water gee lewe vir jou. As jy deur die lewe gaan, wat ook al jy nodig het van die Here af, jy kan na die volgende oase stap, en die Here gaan vir jou presies gee wat jy nodig het, om aan te beweeg tot by die volgende oase. En die volgende oase, jy hoef nooit die Bybel 100% reg te verstaan in die antieke Hebreëus vir die Here om met jou te praat nie. Hy kan met jou praat in die Passion vertaling, in die boodskap, in die Nuwe Lewende vertaling, maar praat sal hy praat, dit is jy wat buig en luister. Wat sê die Here vir my vandag? En soos ek gesê het, jy kan jou hele lewe spandeer by een Bybelvers, en jy gaan nie eers die begin van daardie Bybelvers verstaan nie. Jy gaan hom nie kan uitput nie. Jy gaan hom nie kan stop nie. Dis hoekom ons sê, die Bybel of geloof in die algemeen is maklik vir iemand wat dit at face value vat, en dit word al hoe moeiliker om te verstaan hoe meer ek dit studeer. Ek wil net een voorbeeld vanaand vir julle lees. 'n enkele voorbeeld uit die Bybel om vir jou te wys, jy het al hierdie vers dalk 100 keer gelees. Jy het dalk hierdie stuk van 4 verse baie gelees en gedink, hierdie is eenvoudig, maar kom ons hak vas, kom ons staan stil en kom ons sien hoe as ons die Bybel regtig begin lees, hoe die stem van die Here
ons stil maak en aanhou leer. Genesis, hoofstuk 1, vers 1 tot 4. Julle hoef hierdie te lees nie. Maar hierdie is die Hebreëus van Genesis, hoofstuk 1. In die begin. In the beginning. Kom ek lees dit vir julle. In die begin het hy geskep, die Here het geskep, die hemele en die aarde. Hoeveel woorde is daar? Kom sak vas, hoeveel woorde is daar in Hebreëus? Tel saam my. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dis nie toevallig nie. Hoeveel woorde is in die tweede vers? Gaan julle tyd spaar, 14. 7 maal 2 is 14. Die volgende vers het 6 woorde, die volgende vers het 6 woorde, die volgende vers het 6 woorde, en so gaan dit aan, tot die einde van Genesis 1, wat weer 7 woorde is, en weer 14 woorde is. Elke woord is opsetlik, elke sin het 'n lengte wat bo-natuurlik met ons spreek. Wat beteken die woord, of wat beteken 7? Ek sê, die Hebreëse woord vir 7 is Sheva. Julle gaan dit nie glo nie, dis regtig so Sheva. Of Sheva. En as jy dit neerskryf, dan sê dit Shabbat. En dis waar die woord Shabbat vandaan kom. Sabbat. Nou ons dink Sabbat beteken rus, tot 'n mate doen dit, maar in hierdie konteks beteken dit perfek. Volmaak. Daar's niks wat kort nie. In die begin die Bybel perfek. En hierdie woord 7 is presies dieselfde woord, dieselfde konsep wat Jesus op die kruis gesê het. Hy gesê het, it is finished. Wat hy gesê het is, dis volmaak. As julle dit raak sien, dan sien julle Jesus in die eerste vers van die Bybel. In die begin. Die eerste woord van die Bybel, in die begin, is ook die manier hoe Johannes sy evangelie begin. In die begin, en die woord in Grieks en Hebreëus beteken in die hoof, in die kop, in die begin van alles is. Genesis sê nooit wat die begin is nie, dit sê net toe dit die begin was, het die Here. Maar in Johannes 1 vers 1 lees ons, in die begin was die woord. En die woord was met God, en die woord was God. En ons sien in die eerste woord van die Bybel vir Jesus. Vers 2. Ja, en ek gaan die Hebreëus moet lees, dat julle kan hoor hoe hierdie klink. Dit is asof dit rym. Va'aretz hayata tovevou. Vreemd, tovevou. V'choshech al pnei tehom, v'ruach Elohim merechefet al pnei hamayim. Hierdie woorde, tovevou, bestaan nie eintlik in Hebreëus nie, hulle het dit opgemaak, want dit klink leeg. Tovevou. Dit is letterlik in Hebreëus. As jy sê iets is leeg, dan sê jy tovevou. Daar's niks hier, dis chaos. Dit klink lekker om te sê, is lekker om te sê. Almal sê tovevou. Tou is lekker. Nou, daai is chaos. Die woord, dis 'n idioom in Hebreëus, dit beteken dis chaos, daar's niks nie. En wat baie interessant is van hierdie, is wat is die antwoord net daarna? Ja, verkeerd ekskuus. Ja, dis hier so. Tovevou, dis die rooi deel, en in die blou deel sê dit die gees van die Here het gesweef
gehover, is eintlik 'n goeie vertaling, soos 'n ma kykin wat oor haar eiers broei, het die Heilige Gees gebroei oor die chaos. Hierdie is dieselfde Heilige Gees wat die leegte, die chaos van die graf, van die dood van Jesus Christus gesien het. En die Bybel sê, en dieselfde Gees het Jesus uit die dood uit opgewek, soos wat die Gees orde gebring het in die skepping. Hierdie is 'n profesie van Jesus se leë graf. Ons lewens was tohuwawou. En toe het die Gees gekom. En hy het orde geskep. Hy het die Messias lewendig gemaak en die lewe wat God leef, kan ek nou inneem. Vers 3. En die Here het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Hy het nog nie die son, of die maan, of die sterre geskep nie. Wat is daai lig? Het julle al daaraan gedink? Jesus sê, I am the light of the world. Hierdie is weer 'n profesie van Jesus. Dit wys dat lig, meer as wat dit 'n fisiese realiteit is dit 'n goddelike realiteit. En dit het nie 'n fisiese bron nie, dit het 'n geestelike bron. En ons sien in hierdie vers, toe God sê, laat daar lig wees, was dit deel van wie hy is, wat net uit 'n unieke manier gesien kon word. Dis deel van God se heerlikheid. Elke keer as daar lig is, dan sien ons van God. Vers 4. En die Here, Elohim, het gesien hierdie lig, dat dit goed is. Tov. Raai hoeveel keer is daai woord goed in die eerste hoofstuk gebruik? 7 keer. 7 keer word hierdie woord goed gebruik. Dit bou vir ons kennis om te sê, ek dog Genesis 1 is hoe hulle verduidelik waar die wêreld vandaan kom. Nee. Genesis hoofstuk 1 is 'n gedig, geskryf aan Jesus 4000 jaar voor sy geboorte. Hoe amazing is dit nie? Genesis 1 wys vir ons perfeksie. Dit wys vir ons it is finished. Dit wys vir ons wat goedheid eintlik is. Definieer goed. Die eerste keer in die hele skepping wat die woord goed gebruik was altyd God se opinie oor ietsie. In ander woorde, wat is jou definisie van goedheid? Iets wat jy geleer is, iets wat lekker voel, iets wat opmerklik is vir jou, of is goedheid bloot iets wat God se wil uitleef? Goedheid bestaan nie buite God nie. Die lig wat goed is, word vervul in Jesus. Want hy sê, ek is die lig van die wêreld en ek is God se goedheid. Toe Moses vra dat hy die Here se aangesig kon sien, hy wou God sien met sy oë, wat het God vir hom gesê?
ek sal vir jou my goedheid wys, want ons weet, God se goedheid is wie hy is. Daai was 4 verse van Genesis. Ek wil vir julle sê, die Bybel is nie hierdie ou boek wat jy kan lees en dink, ek het dit hom al gelees, ek verstaan wat dit sê nie. Wanneer ek die Bybel lees, dan lees dit vir my. Dit maak dat dit wat ek dink, heeltemal net platval in die heerlikheid van God se woord. Jy hoef nie die Grieks, die Hebreëus of enige ander antieke taal te verstaan vir die Here om met jou te praat nie. Ek wil julle bemoedig. Gaan maak daai Bybel oop. Gaan sien wat se rykdom vir jou wag. En wanneer jy jou Bybel oopmaak en begin lees, al begin jy met die eenvoudigste interpretasie, dis genoeg. Ons leef nie net van brood nie, sê Jesus. We do not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Jy hoef nie 'n teologiegraad te hê om God se stem te hoor nie. Jy hoef eers te kan lees nie. As audio Bybels vir 'n rede. Maar almal van ons, kom ek raai julle aan, kom ons gaan verloor onsself in die Bybel. Kom ons gaan spandeer tyd in God se woord. Kom ons gaan vind onsself tussen die bladsye. Dalk weet jy nie waar om te begin nie. Ons gaan volgende week praat, hoe lees ek my Bybel? Ons gaan praat oor, hoe werk die Ou Testament? Is dit dieselfde as die Nuwe Testament? Wat is die verskil? Ons gaan daaroor praat. Maar ek wil hê julle moet hierdie week al begin. Begin by die boek van Johannes. Jy hoef nie die hele boek te lees in 'n week, jy al fokus jy net op hoofstuk 1, dis goed genoeg, maar kom, ons verloor onsself in die Bybel. Wie gaan my join met die boek van Johannes hierdie week? Ek gaan vir julle kyk tot julle hand opstel, sê ek. Kom ons gaan geniet God se woord. As jy nie iets verstaan nie, great. 90% van die tyd doen meeste mense nie. Maar wanneer die Heilige Gees met jou praat, terwyl jy dit lees, dan besef jy wat daar eintlik staan. Kom ons sluit ons oë. Vader, dankie vir die groot geskenk wat die Bybel is. Dankie vir mense wat hulle hele lewens gegee het om die woord te verkondig, die woord te sprei. Vader, ons weet die Bybel is net woorde op 'n bladsy. As U dit nie vir ons lewend maak nie. Vader, mag ons Bybels lewende woord word. Vader, ek bid vir elke persoon hier, mag ons 'n liefde ontdek vir die woord van die Here. In Jesus se naam, amen. Mag julle 'n baie geseënde week hê. Ek sien uit om julle volgende week te sien. Ek weet baie van ons studente skryf eksamen. Mag die Here by jou wees. Mag jy jou studies so hard aanpak soos wat jy jou Bybel gaan aanpak die week. En sterkte, ons bid vir julle. Ons weet dit gaan goed gaan. Sien julle volgende week. Goed gaan.